Weer Psalm 23, baie mense sê, elkeen wat my altyd, ek kan opsê, wonder wie kan op Psalm 23 opsê? Kan julle? En het eendag het ek gehoor, as een pastoor nie weet wat om te praat, preek uit die Psalms. Ek kan julle waarborg, die Here het die pad met my gestap en die opdracht aan my gegee, en ons breek Psalm 23 op in stukkies, om dit te benut en dit in ons lewens toe te pas. Nou ons weet, Psalm 23 begin, die Here is my herder. Wie se herder is die Here? Amen. Kan jy verklaar, die Here is my herder? En wanneer jy dit verklaar vanoggend, is daar impak aan verworde. Dat is iets besonders. En ons kyk 'n bietjie dan, ons weet hy lei ons aan die groen weivelde en waters waar rus is. Hy lei ons ook die spore van geregtigheid. Maar vanoggend is die Here wil ek kom by 'n baie 'n belangrike gedeelte in die Psalm. Die vierde vers. 'n dal van doodskade. The valley of the shadow of death. Nou gewoonlik as iemand op hulle sterfbed lê, dan gaan die prediker die mense wat bemoedig sê, broer, suster, jy is nou besig met daai doodskade weer. Jy saam in te beweeg. En jy gaan nou oorgaan. Maar vanoggend is daar baie mense wat vassit in 'n dal van doodskade. Kom ons hoor wat sê die woord van ons, Psalm 23 vers 4. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf vertroos my. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Hy sê nie, jy gaan doodgaan in die vallei nie. Self gaan jy daar deur. Wat gebeur? Daar's een ding wat my duidelik uitstaan. Hy noem dit 'n skaduwee in die doodsvallei. 'n Skaduwee het 'n lig nodig. Dink daaraan. As daar geen lig is, is daar geen skaduwee nie. So ergens in die dal van doodskaduwee is daar lig wat skyn. Wie sien die lig wat saam met ons is? Wanneer ek verklaar die Here is my herder, is hy die lig wat saam met my in die dal van doodskaduwee is. Hy dra my, hy's met my daar. Ek lees van Job wat so verbitter is oor die doodskaduwee in sy lewe. Job 3 vers 5 sê, mag duisternis en doodskaduwee hom opeis, 'n wolke gevaar oor hom gaan lê, dagverduisteringe hom verskrik. En dit noem Job van sy geboortedag. Hy sê van my geboortedag af, is ek in die skaduwee van die dood. Weens sy omstandighede. Baie van ons kyk na ons kinderlewe en sê, dit was so sleg, so moeilik gewees. Die omstandighede wat ek daardeur gemaak het, ek kom nie los daarvan nie. Ek's vasgevang in my omstandighede. Baie van ons is vandag vasgevang in omstandighede in ons lewens, dit werk nie uit soos ons dit wil hê, dit moet uitwerk nie. Jy voel jy is vasgevang, jy is vasgetrek in die doodskaduwee. Maar weer eens sê ek, wanneer daar skaduwee is daar lig wat skyn. En die lig is Jesus. Hy is daar met jou. Al gaan jy daardeur, al voel jy vanoggend, ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Ek kan nie meer die kant toe, daai kant toe. Ons is almal bewus daarvan wat onlangs gebeur het van 'n pastoor, die moeder in depressie vasgevang. En sy is in daai doodskaduwee, sy voel sy kan nie meer. Maar sy net besef het, die Here is met haar. Die Here is daar vir haar. Net so sit u vanoggend in die plek, sê Here, ek weet nie meer wat ek kan doen nie, ek's moedeloos, dit is verby. Hoor die woord van die Here, hy is daar vir jou.
Die herder is daar. Die Engels sê van hierdie gedeelte wat Job, let gloom and deep darkness claim it for their own. Let a cloud dwell upon it. Let all that blackens the day terrify it the day that I was born. Hy verwens sy doodstap. Is u gereed? Dus ek voel ook in 'n dal van doodskaduwee, through the valley of the shadow of death. Psalm 107 vers 13 tot 14 sê dit, toe het hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid, uit hulle angs het hy hulle verlos, hy het hulle uit die duisternis en doodskaduwee laat uitgaan en hulle bande verbreek. Hulle was benoud, hulle was in duisternis, hulle het gevoel as nie meer kans nie, dat is nie meer hoop oor nie. Het is verby. Aan die Here aangeroep. Die Here het hulle bande verbreek. Lukas 1 vers 79, om te skyn oor die wat in duisternis en doodskaduwee sit, om ons voete na die pad van vrede te rig. Dis Jesus wat skyn oor die vallei van doodskaduwee. Sy lig, sy heiligheid is daar vir ons. Hy is die een wat jou gedra het tot vandag toe, met die woorde, al is jy in die vallei van doodskaduwee, ek is met jou. Amen. Ons woorde was die uitleg, die Here is met jou, hy is hier vandag, om jou op te lig, uit die omstandighede. Matteus 4:16, en die volk in duisternis sit, het 'n groot lig gesien, en dit wat sit in die land en skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. Dank die Here, daar's 'n lig wat opgegaan. Dis nie verby nie, totdat die Here gesê dis verby nie. God is met ons. So moenie vanoggend hier uitstap met die sware las van omstandighede. Moenie uitstap met die ding, ag ek wonder gaan ek dit maak. Ek het goeie nuus, jy gaan dit maak, want die lig van die Here is jou deel. Hy gaan jou dra elke oomblik van die dag. Dan sê iets moois, en in die doodskaduwee wat ek vasgevang is, ek sal geen onheil vrees nie. I will fear no evil. Jesaja 41:10 sê dit, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help met jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. God is hier. Al is jy en hy verlei, jy voel Here, dit is klaar. Hy sê, ek is met jou. Vat die woord, hy is met jou vanoggend. Stap hier uit met die wete. Fear not, there's nothing to fear, for I am with you. Do not look around you in terror and be dismayed, for I am your God. I will strengthen and harden you to difficulties. Yes, I will help you. Yes, I will hold you up and retain you with my victorious right hand of rightness and justice. Vers 3 gesê, hy lei my in die spore van geregtigheid, he leads me in the paths of righteousness. Hy sê sy hand van geregtigheid is met ons, daar vir ons. Jesaja 43 vers 2 tot 3, die algedeeltes. As jy deur die water gaan, is ek by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal jy nie sproei nie. En die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Heiland. Heiland beteken die een wat uitred, wat uithaal uit omstandighede. Jesaja 41 vers 10, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ook ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand, soos dit dan gelees. 1 Korintiërs 15:47, maar God sy dank wat ons die oorwinning gee, die ons Here Jesus Christus.
Doodskadewee, ek gaan nie doodgaan nie van omstandighede nie. Al is ek in die skadewee van die dood, ek weet, ek is meer as oorwinnaar vir Jesus Christus wat my liefhet. Stap nie uit in die oorwinning vanoggend, moenie toelaat dat die vyand jou gaan onderkry nie, moenie oopmaak sê, ag, dis nie die moeite werd nie, weet dit, jy's meer as oorwinnaar, omdat die Here jou herder is. Hoekom sal ek nie vrees nie? Wat is die rede dat die psalmdigter dit aanhaal? Want U is met my. The Lord is with me. Jesaja 12 vers 2 sê, ja, God is my heil, ek sal vertrou en nie vrees nie, want die Here is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Die Here is daar. Die Here is daar vir jou. Sagaria 8:23 sê, so sê die Here van die leeskare, en die dae sal 10 man uit al die tale van die nasies slip van 'n Joodse man gryp, en dit vashou, en sê, ons sal met julle saamgaan, want ons het gehoor dat God met julle is. Die oomblik as ons hierdie uitleef en besef, ek is nie in 'n dal van skadu, al is ek daar, maar God is met my, hy dra my, hy is saam met my, sal ander mense dit sien, sê, hoe het jy uit daai omstandighede uitgekom? Hoe kom jy daardeur? Want die Here is my herder. En wanneer hulle dit besef, sê ek wil saam met jou gaan, want ek hoor, die Here is daar by julle. En dis my gebed vir hierdie gemeente, dat mense sal julle vasgryp, sê ek wil saam met julle gaan, want ek hoor die Here is daar by julle. Amen. Wat sê Matteus 1:23? Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word, God met ons. Kan julle die werklikheid besef? God is met ons. Al is jy in die omstandighede van 'n doodsvallei, al voel jy alles is verlore, Immanuel, God is met jou. Dis nie alles verlore nie, God is met jou. En dan kom daar iets besonders. Hy sê die Here is met my. Sy stok, sy staf is met my. Die stok was 'n teken van gesag. Was 'n wapen teen die wilde diere en die diewe wat die veeblok kon steel. Net so dik stok het die herder by hom gehad. En dit het hy die vyand weghou en al die roofdiere weghou van sy skape af, sy kudde. Ek sal nie vrees nie, want U is met my. U stok van autoriteit is met my. Here, dit wat U vir my gegee het, hoor wat gebeur. Kom ons kyk 'n bietjie na 'n paar gevalle. Dawid. Dit by Goliat kom. Wat doen Dawid? Hoor wat sê die daarom neem hy sy staf in sy hand en soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippe. Die Afrikaans sê staf, is ons eintlik sy stok. Want hy gaan nie met sy staf Goliat aanval nie. Hy gaan met die stok, as hy dit lees. Spruit 5 gladde klippe uit en steek dit in sy herderstas wat hy gehad het, naamlik die slingersak. En met sy slinger in sy hand het hy nader gekom na die Filistyn. Hoor wat sê die Filistyn? En die Filistyn vra vir Dawid, is ek 'n hond dat jy met stokke na my toe kom? Die Filistyn het Dawid vervloek by sy gode. Dawid, wat doen jy? Jy kom met daai stok. Jy dink jy gaan my met 'n stok, ek het 'n spies en 'n lans, ek gaan jou plat hek, Dawid, jy het geen hoop nie. Maar hoor, wat is Dawid se gesag wat hy gebruik? Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans,
maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leeskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewe, dat jy kan verslaan en jou hoop van jou weggeneem word. David, wat het jy geweet? Ek het die autoriteit van die God van die hemel en aarde met my gehad. Sy stok was my autoriteit wat hy vir my gegee het. Goliath, jy kom tweede vandag. Maak nie saak hoe groot jy is nie. Sê vir die omstandighede wat jy wil vas in die vallei van doodskade weer. Ek kom teen jou in die naam van die Here van die leeskare. Vat jou oorwinning vandag. Hoor wat sê die Here vir jou. En die lyke van die leed van die Filistyne vandag aan die voëls in die hemel en die wilde diere in die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Amen. Jy het 'n God. Daar is 'n God vir jou. Daar is 'n God wat belangstel. Gebruik dit die autoriteit van die stok wat vir jou gegee is. Sê die naam van die Here, kom ek teen jou. Die stok, hoe lyk die stok? Lukas 10 vers 19. Kyk, ek gee aan julle die mag om slange en skorpioene te trap en al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. Vyand, jy is verslaan. Ek het autoriteit by Jesus gekry teen jou werke. Vyand, jy kan my nie hou in die omstandighede nie. Ek is 'n winnaar in Jesus naam. Behold, I've given you authority and power to trample upon serpents and scorpions and physical and mental strength and ability over all the power that the enemy possesses, and nothing shall in any way harm you. Devil, jy dink, jy's 'n Goliath. Maar jy vergeet, ek het 'n stok van autoriteit in my hand. Jesus het vir my die autoriteit gegee vir al jou werke. And nothing in any way shall harm you. Kom by die Daniel. Sadrag, Mesach en Abednego. Ons weet, die koning daai beeld gemaak, wat die hulle van bid. Sy musiek speel. En die 3 jong manne. En maat altyd net Salsap, Meelsap en Abednego. Die 3 jong manne staan op teen die koning. Die koning weet ons gaan nie buig nie. As ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuur en uit die hand ook koning verlos. Wat het gebeur? Die koning weer kyk, die manskappe wat hulle in die vuur ingegooi het, is doodgebrand van die hitte. Maar hy stap saam en Abednego, hy stap hulle rond in die vuur, want hulle klere is nie verbrand nie. En daar is 'n 4de persoon saam met hulle. Hy lyk soos 'n goeie seun. In die vuur is die Here met hulle. Al gaan hulle die vuur beproewe van omstandighede. God is met jou. Is God dieselfde vandag? Gaan hy nie met jou wees in die vuur omstandighede nie? Al wil die vyand jou plat trek. God is met jou. Net te beloof. Daniel word in die leeukuil gegooi. En vroeg daai oggend kom koning Belsasar. Daniel, hoe sê? Daarna kom na die kuil, het hy met 'n droewige stem na Daniel geroep. Die koning het gespreek en aan Daniel sê, Daniel, knegt van die lewende God, was jou God wat jy gedurende het vereer, om staat om jou van die leeu's te verlos. Daar is wat weet jy, is 'n man van God, wat autoriteit het in die naam van sy God. Wat sê Daniel?
My God het sy engel gestuur en die bek van die leeu's toegesluit sodat hulle my geen leed aan gedoen het nie, omdat ek voor hom onskuldig bevind is en ook teen u, o koning, geen onreg gedoen het nie. Daniel, dis vreeslik. Leeukuil toe. Maar die Here sy engel gestuur. Die bekke van die leeu's toegesluit. Een prediker eendag hierdie gesê, die koning Daniel uitkry, toe vat hy al die owerstes en magte wat Daniel wat dood wil hê. En hy gooi in die leeukuil, al die hooggeplaastes edels van die koning. En sê die persoon, and the lions at a royal feast. My God is in staat, al is jy nou dal van doodskade weet, al voel jy, dat is niks oor nie. Hoor die woord, die Here haal jou uit en saam met jou daar. Romeine 8:37, want al die dinge is ons meer as oorwinnaars, die hom wat ons lief gehad het. Oorwinnaar, Vader vanoggend. Die staf, die stok was daar die staf. Johannes 10 vers 11, ek is die goeie herder lees die lewe van die skaap af. Die staf was daar as die skaapie of die lammetjie die moeilikheid gehad, was daar met die hakboor. Dan die skaap op die lammetjie daar vasgevang, dan hak hy met daai staf om uit te haal, om uit die omstandighede uit. Die stok was daar om te beskerm. Die staf is daar om uit te lig uit omstandighede uit. My God, wil jy vanoggend uit jou omstandighede uitlig. Nie moedeloos wees nie. Stap jy uit vanoggend met die wete, sy stap is my uit te lig uit die situasie uit. Want u stok en u staf, die vertroos my. Thy rod and thy staff comfort me. Dit is so lekker om in die teenwoordigheid te wees. Dit voel lekker hierso. Maar morgenoggend as jy instap by daai werk, dan voel jy die skaduwee van angstigheid. Omstandighede steen my. Daar's 'n stok en 'n staf wat jou vertroos. Hy's met jou. Hy is daar vir jou. Psalm 119 vers 76. Laat toch u goedertierenheid wees om my te troos, volgens u belofte aan die knecht. Here, laat dit wees wat u my beloof het. Ek is jou herder. Jy ken my, jy sê ek is jou herder. Die Here is my herder. En weet het omdat jy dit bely en erken vandag, is ek die een wat met jou is. Wat jou gaan deurdra uit die omstandighede, want ek is met jou. Let I pray thee, thy merciful kindness be for my comfort, according to thy word and to thy servant. Van helaas het u gesê, Here, u woord verklaar dit vir my. U woord sê dit vir my. Ek is meer as oorwinnaar. Here, ek kom uit die omstandighede uit, u haal my daar uit. Vanoggend is dit jou beurt. Om nie in die skaduwee van die doodsvallei te bly nie. Om te weet, die Here is met jou. Al gaan dit doen, hy gaan jou uitdra. Hy gaan jou vertroos en versterk. Hy is met jou. Daarom vra vanoggend, waarvoor bevind jy jouself? As jy weet, as my omstandighede net kan verander. Kan nie meer, weet nie meer wat om te doen. Ek het raak. Vat hy stok van die woord, sê Here, die woord verklaar. Die woord sê my, is met my. Die woord dra my neer. Wie wil vanoggend sê ek neem die autoriteit van God se woord in my lewe. Maak die saak wat die mense dink of sê, hoe ek voel my binneste. Vals is die jong, vervloek is die dag wat ek gebore is.
Here is ek. Haal my uit in die omstandighede, want die woord sê gaan dit. Ons gaan bid, die Here vertrou. Ek weet nie vir wie sê die woord gewees nie. Maar glo die, jy stap hier uit in oorwinning. In Jesus naam. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dat ons kan eerlik vanoggend 'n verklaring maak. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek. Hy lei my na waters waar rus is, na groen weiveld. Hy lei my in die spore van geregtigheid sal hom ontkom. Maar hier al is ons daai skade weer van doods gevangenis in hierdie oggend, ons voel dit dood, dit is klaar, dit is uitgebot, dit is klaar met my. Wil jy vanoggend sê, ek is die lig wat op my skade weer val. Wat daai skade weer veroorsaak, ek is met jou my kind. Moenie nou aanstig rondkyk, moenie nou sê, dis verby met my nie. Maar ek is daar vir jou my kind, om jou op te lig uit die omstandighede. Om 'n nuwe lied in jou binneste te gee. Om oorwinning vir jou te gee, ek het dit beloof, ek is met jou. Ek draai, ek is daar vir jou. My stop en my stap is daar vir jou. Vir die oorwinning wat jy benodig in hierdie uur. Daarom wil ek bid vanoggend enige persoon wat vanoggend oorwinning nodig het in hulle lewens.